Yes. Soos die verlore siel het ek ver geloop, met 'n hart vol stof en 'n siel sonder hoop. Ek het my pad verloor in die nag, maar Vader se liefde het steeds vir my gewag. En ek hoor 'n stem wat sag na my roep, kom huis toe my kind, ek wag vir jou. Deurgrond my hart, o God, ek roep na U vandag. Here, ek staan voor U troon met 'n gebroke hart. Ontsondig my met U sop, maak my weer wit soos sneeuw hier in my lewe. En maak my hart weer wit. Soos Dawid het ek ook geval. My sonde was groot, my krag was min en beperk, maar genade stroom soos 'n rivier. En U was nog altyd naby my, Here. Was my skoon met die bloed van genade, laat my weer leef van U love. Hier grond my hart, o God, ek roep na U vandag. Weer ek staan voor U troon met 'n gebroke hart. Ontsondig my met U sop, maak my weer wit soos sneeuw hier in my lewe. En maak my hart weer nuut. Vader, hardloop na my toe, met arms wyd oop. Die kleed van genade lê oor my skouers. My naam word weer geroep. Jy is my seun. Jy was verlore, maar nou is jy gevind. Deurgrond my hart, o God, sien diep in my. As daar 'n weg van pyn is, lei my terug na U. Ontsondig my met U sop, maak my siel weer rein. Here, neem my hart, dit behoort net aan U. Yes, Lord. Halleluja. Amen. Halleluja. Deurgrond my hart, o God. Halleluja. Yes, Lord. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Deurgrond my hart, o God. Ek wil so 'n bietjie stil staan by gister. Die wat hier was, het 'n geseënde tyd gehad in die naam van Jesus. Amen. Amen. Hoe was? Hoe ons se naam weer? Kobus. Nou net een ding, hoe nader jy aan God gaan beweeg, groter is die aanval. Hoe groter is die beskuldiging. Hoe meer wil jy bestrek om gefokus te kan bly op Jesus. En dit gaan jou keuse wees of jy daai satisfaction gaan gee of nie. Moenie dit gelig hê. Dis nie die moeite werd.
Die Here het my geleer met al hierdie dinge, wanneer dit so gaan, wees stil en weet wie is jou God. Wees stil en weet ek is jou God. En bly op jou knieë. Want jy sien, terwyl jy op jou knieë is, kan hulle niks doen. Want jou God is groter en magtiger as enige van die aanvalle wat na jou toe kom. As ek dink aan deurgrond my hart en ken my deurgrond my God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar 'n weg is van smart. Wil ek gou vir julle ietsie vertel? Die laaste keer wat ek die voorreg gehad het om saam met oom Sarel te kon gekuier het, was daar by Christine se huis en ek en hy het op 'n kampstoel gesit in die sonnetjie. En ons het hande vasgehou. En dis sy woorde aan my gewees, hierdie deurgrond my o God en ken my hart. Want dit is wat hy van die Here gevra het, dat die Here sy hart moet ken. En die Here moet sy hart ondersoek. En sy woorde was, Peter, hoe nader ek aan God beweeg, hoe meer emosioneel raak. En dis die tasbaarheid van die Heilige Gees. Dis die tasbaarheid van 'n salwingdraer. Want hy was een gewees. En ek mag gou jou Bybel oop by Psalm 139. Psalm 139. Kom ons gaan gou weer na vers 1 tot vers 6 toe. Ek weet ons is almal moeg. Nou het jy al gedink, hoe gaan jy moeg gaan jy wees oor 2 weke nadat ons die Paaskonferensie het? 5 dae. Met 4 dae, nie? Ja. Ja, is 4 dae. 4 dae, ja. Van die donderdag aan tot die sonderdag aan. Dis 'n lekker moeg wees. Maar dit is 'n lekker moeg. Ek dink ek het 'n uur geslaap laasnag. Ek wil vir jou vandag iets vertel. Gister was weer en weer die moeite werd. Amen. En jy wat hier was, as jy nie geontvang het, het jy nie oopgemaak nie. As jy nie geontvang het, wou jy nie geontvang het. Jy wou nie gebless gewees het nie. Elkeen wat hier was, wat 'n woord gekry het, wil ek vandag vir jou sê, gaan lê die woord voor koning Jesus. Want hy moet daardie woord in jou laat bewaarheid raak. Dit gaan nie oornag gebeur nie. Jy gaan 'n pad stap van herstel en allerlei dergelike dinge. Die Here gaan jou deur teachings vat en goed alles. En onthou net een ding, jy self kan daardie woord net laat bewaarheid raak en niemand anders nie. Amen. Amen. Kom ons weer. Hy sê 'n musiekleier, 'n psalm van Dawid. Hy sê, Here, deurgrond my en ken my. Hoor mooi wat sê hy verder. Hy sê, U ken my sit, U ken my opstaan, U ken my van ver my gedagtes. U deurvors my en gaan lê. En U is met al my weë bekend. Want daar is nog geen woord op my tong of U, Here. U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor. U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Nou wat hierdie gedagtes vir my sê, ek het dit gister gesê, en ek gaan dit weer vir jou sê, die Here ken elke gedagte van jou voordat jy hom geken het. Die Here ken elke beweging van jou voordat jy hom geken het. Nou wil ek die vraag vir jou vra. As jy sê, die Here moet jou hart deurgrond. As jy sê, die Here moet kyk in jou hart en kyk of daar 'n weg van smart is en al daai dinge, is jy 'n salwingdraer van koning Jesus? Is jy 'n salwingdraer van koning Jesus? Want as jy vir die Here sê, hier is my hart, as jy maak soos wat Dawid gemaak het, wat hy gesê het, Here, ontsondig my met hierse, maak my skoon. Ek het dit gister gesê, gaan weer sê,
Dawid en die verlore seun, het nie na iemand toe gegaan en gesê, asseblief bid vir my sonde nie. Hulle het self uitgeroep na God. En dis waar die verlossing plaasgevind het, toe hy self uitgeroep het. En hy het vir die Here gesê, hier is ek. Wanneer jy berouvol is voor koning Jesus, dit is wanneer iets in jou lewe gebeur, nie wanneer die pastoor op wie ook al vir jou bid nie. Hy support jou net. Want jy is die een wat die weg moet baan na koning Jesus. Jy is die een wat berouvol voor hom moet wees. Daarom sê Dawid, en hy sê, hy erken nie, hy sê, Here, U ken my sit, U ken my staan, U ken my voor, my agter, my bo en my onder, U ken alles van my af. U ken elke gedagtesgang van my. Dan vra ek net weer die vraag, is ek en jy salwingdraers van koning Jesus? Wat se salwing dra ek en jy na buite toe uit? Wat beeld ons na buite toe uit? Ons het gister 'n geleentheid gehad in ons lewens om vir Here te sê, Here, ja en asseblief maak als nie. Here, raak my aan. Here, deursoek my hart. Kyk of daar nog 'n plek van smart is. En ek wil vanoggend weer vir jou hy geleentheid gee, en ek wil vanoggend weer vir jou sê, kom ons gaan maak seker ons harte is op die regte plek. Kom ons gaan maak seker ons harte is skoon voor koning Jesus, sodat ek en jy werklik daardie salwingdraer kan wees vir hom. Want onthou net, daar's 'n verskil tussen 'n salwingdraer en 'n kerkganger. As 'n groot verskil tussen 'n salwingdraer om te sê, ek dien die Here. Enige een kan die Here dien. Enige een kan die kerkbanke kom vol sit. Maar as nie enige een wat die salwing van koning Jesus gaan uitleef nie. Want onthou die woord, ons gaan dit nou lees, God het jou self gesalf. Hy het jou self gesalf. So wat het jy met daai salwing van jou gedoen? Het ons dit weggegooi? Wat het jy gedoen met dit? Ons praat gister so en dit is 'n baie interessante storie as jy regtig gaan kyk. En hierdie ding kom nie van gister af nie. Ek is 13, 14 jaar in die bediening en ek het 13 jaar hier in die bediening en ons sien dit so gereeld. Hier kom 'n prediker by ons preek, my maat, as jy sien, en hy maak 'n uitnodiging, 'n altaar en dan maar aan die mense dan voor. En sê, Here, asseblief bid net vir my. Karababababa, koekoe, Here, dankie. En die volgende week is daar 'n ander prediker. Wie wat daai selfe mense is weer daarvoor. 'n week daarna is hulle weer daar staan. Dan sê jy mos nie opreg teenoor God nie. Dan het jy nie jou hart regtig vir God gegee om te deursoek nie. Dan jy nie werklik oorgegee en sê, Here, hier is ek nie. Dan is jy mos daar vir die eyebline. Dan is jy mos daar vir die show. Dan is jy daar om 'n mokker te wees van God. Of jy kom vandag en sê, Here, hier is ek. Jy stap by daai ek uit. En jy vloek weer daai D's en B's en ek weet nie wat so goeders alles en jy gaan weer uit so toe. Jy doen dit, ons doen dit. Ek stap maar weer terug na 'n smokie toe. Ek stap maar weer terug na 'n doppie toe. Ek gaan weer terug na 'n quick fix toe. Ons doen dit. Dis die reine waarheid. So jy speel games met God. Dan gaan ek weer terugkom na my woord van gister toe. Ons lewe bestaan uit een woord, uit las. Dit gaan nie las oor vir 'n vrou of 'n man of sulke goed nie. Dit gaan oor dit wat vir die wêreld vir jou belangriker is as wat God vir jou is. Dis waaroor dit gaan. Of kom ons haal daai woordjie uit want dit klink vieslik. Kom ons sê ongehoorsaamheid. Kom ons gebruik die woordjie ongehoorsaamheid. Dis die reine waarheid. So wanneer raak ek en jy waarlike salwingdraers van God? Wanneer gaan
ek en jy werklik uit, dat die mens kan sien, maar hier loop 'n ware kind, 'n volgeling van God. Dat die Amanda, jy het ons koek gebring. Jy het verjaar, girl. Ek gaan vir jou sin dink kry vir my vacuum cleaner. Maar dit is wat die Here wil hê. Die Here wil hê ons harte moet opreg teenoor hom wees, nie teenoor jou medemens nie, nie teenoor wat gaan pastoor Terry sê nie. Kry in jou kop, pastoor Terry kan niks vir jou doen nie. Pastoor Terry het verklaar, hy is 'n instrument, he's a vessel in God's hand. He wants to preach the true gospel of Jesus Christ. That is what I want to do. But then on, I can do nothing for you. Amen. The only person that can do something for you is Jesus Christ, the Holy Spirit, and He can heal you. Amen. Hallelujah. Amen. So wanneer gaan ek en jy dit inneem? Wanneer gaan ek en jy 'n pad begin stap met God? Hoe baie bid ek net een woord. Here, verwyder een woord uit ons woordeskat. Weet jy wat is dit, o Christine? Wat 'n raai. Jy kan vir my sê, wat is daai woord wat ek vir die Here vra? Vat dit weg uit ons. Nee. Nee. Here, vat die woordjie verskonings uit ons lewens uit. Want Here, op die oomblik is ons lewe vol van verskonings. Ons lewe is met 'n verskoning lewe, Here, want ek het hierdie verskoning, Here, en ek het hierdie verskoning, Here, maar Here, ek hoop, ek wat 'n verskoning gebruik, gaan die dag wat ek voor my staan toe enter the gate, vir U gaan sê, Here, sorry, ek kan dit nie nou maak nie. Because I got something to do else. Onthou julle die ryk man wat eers vir sy pa wou gaan begrawe het, en hy wou nou eers van die goed ontslaag geraak het, dat dit Jesus vir hom geskep. So wat gaan jy doen? As jy 'n ware salwing dra van koning Jesus? Ek het gister die vraag gevra, en ek weer vir jou vra, ons is so vinnig om te sê, ek en my huis sal die Here dien, halleluja! Dien jy in jou huis die Here? Of dien net jy die Here? Met 'n halwe hart. Ons moet 'n bietjie die woord van God beter gaan bestudeer. Sit gisterand op die tafel, daar op die stoep, ek en pastoor Karen, ons praat oor, ook so oor die goed, en ek sê, va, as jy wil hê ek moet my broek bevuil, of beskuit, vertel vir my hierdie teks, my volk gaan ten gronde, weens die gebrek van kennis, en dan wil ek my broek bevuil. Ek hoop julle vir my skoon onderbroek gaan doen. Want weet jy hoekom? Ons is halfhartig, want ons gebruik die teks om ons te please. Ons is halfhartig om nie die volle teks te gee nie. Want weet jy wat sê die volle teks? Hy sê, want my volk het my woord verwerp, en my kennis verwerp. Want dit is wat ek en jy doen. Daarom is ons die salwingdraers van koning Jesus nie. Daarom is ons halfhartig om vir Here te sê, Here, hier is my hart, deursoek my, deurgrond my, Here. Kyk of daar nog 'n pad van smart is. Ons is te halfhartig om dit vir die Here te sê. Maar ek wil die buitekant toe stap en sê, woe, ek dien vir God, woe, ek was by die kerk, woe, ek doen dit, woe, ek doen dat. Ek dink as ons volgens dit moet gaan, maar die mees heiligste mense moet Piet en Joey wees. Ek dink hulle moet die mees heiligste wees. Weet jy hoekom? Hulle is by elke ding wat by die kerk betrokke is. Maat, en hulle ry vir die kerk toe, duisende kilos elke maand, waarvan julle nie weet nie. 5 uur in die oggend staan hulle op. Moeg. Vrydag aan toe maak ek en Joey kos tot 12:30 toe in die oggend. Hulle sê nooit nee. So dan moet hulle die mees heiligste mense wees. Wow, omdat dit vir die Here doen, is ek heilig. Dus weet jy, ek kan ons nou in die kerk kom sit, ek kan sê ek is 'n Christen, ek kan sê ek is dit en ek kan sê ek is dit, maar behoort my hart werklik aan God? Behoort hierdie hart van my werklik aan God? En ek wil vir jou vertel, ons gaan nou tekste gebruik, want ek wil weer vir jou sê, die Here het homself gesalf.
Sy salwing is op jou liggaam, is op jou lewe. What are you doing with it? You are anointed of Jesus Christ. Jy's anointed. Kom ons maak ons Bybels oop in 1 Johannes 2, 1 John 20. 1 John 2 verse 20. Wat jy sien, my broer en my suster, is tyd. En die tyd is hier. Hoor wat ek julle sê. Die tyd was al eergister gewees. En julle gaan hoor wat ek vandag vir julle sê, julle kan dit gaan opteken. Daar gaan 'n dag kom wat jy sê, Here, ek is te laat, sorry. Ja, sorry, ek gaan dit nie help nie. Ek gaan sorry nie help nie. Dan kan jy nie meer verder games met God speel nie. Dan kan jy nie meer verder mok speel nie. En as ek net dink, ons het 'n tema wat sê, it's time to enter the gates. Enter his gates. So Letitia, mama beer. Het jy al gedink wat se salwing oor die prediker sê, wat die woord van God op daai konferensie gaan moet bedien? Pastoor Norman, het jy al gedink aan die salwing wat jy op jou moet hê, jy wat die bidure gaan lei, jy wat 'n konferensie gaan open met 'n openingsbid hier. Pastoor Norman, Pastoor Elsa, Pastoor Teddy. Het jy al gedink dat jy in lyn met God moet kom? Het jy al gedink aan die tema wat sê, it's time to enter its gates? Dis nie 'n ligtelike onderwerp nie. Dis dieselfde soos deurgrond my hart, my God. Dis nie 'n ligtelike ding nie. Dis iets ernstig vir koning Jesus. Amen. Dis ernstig vir koning Jesus. Let's read 1 John 2 verse 20. Kyk wat sê vers 20. Amen. Dan Christine, is jy daar? Ja. Ag, prys die Here. Hy sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Wat is salwing draai? Want jy sien, kom ek gou iets vertel. Leon Goosen het eendag iets so baie interessant gesê. Die mens raak jaloers op jou wat 'n salwingdraer van koning Jesus is. Of hulle raak verlief, nie op jou as 'n mens nie, maar hulle raak verlief op jou salwing van koning Jesus. Amen. So wat is die salwing wat jy van die Here dra? Jy leef daai salwing uit. Jy is die een wat daar buitekant gaan uitbeeld. Plekkie, wat beeld jy uit? God did touch you yesterday. He did heal you. But do you take it? That's a choice that you have to make, said the Lord. Hy sê, maar as jy twyfel, het jy moeilikheid. Hy sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees. Jy het nie die salwing van 'n mens gekry nie. Jy het die salwing van die Allerhoogste gekry. Die man wat die Heilige is. Jy het die salwing gekry van Jesus. Want hy is die salwing. Hy is die salwing. Ek lê vanoggend in die bad. So lekker warm water. En dan speel ek nou hierdie woord in my kop. En dan kry ek 'n bietjie so goosebumps. En dan begin jy self introspeksie te doen. Jesus, maar ken hoe mooi woorde volg. Dan begin jy self ondersoek te doen. Is ek waarlik 'n salwingdraer van Jesus? Wat beeld ek nou buitekant? Wat is hierdie woord vir my en vir jou, sê hy sê, het julle die salwing van die Heilige Gees? Wil ek nog vandag vir jou vertel, jy stap nou net hier uit. Jy begin 'n vloek.
jy begin skel, jy begin syp, jy begin oreer. Wat se salwing het jy gekry? Is dit nog steeds van die Heilige Gees of van wie af het jy dit gekry? Amen. You have to make a choice. You have to make a choice. En I'm honest with you. You have to make a choice. Is iets besig om in my lewe te gebeur wat ek nie altyd alles verstaan met hierdie vrou nie. Suddenly God changes everything inside of her. Dat die Elsa, jy wat vra. Suddenly she's dancing before God. How? What's really happening? En om vir God te kan dans is een van die hoogste offers wat ek en jy ooit vir God kan gee, selfs as praise and worship. Is die naaste wat ek en jy in die troonkamer gaan kom. Dan sê ek, Here, wat? Wil ek gister die 4de keer vir my sê, pastoor, ek wil net vir jou sê, jou huwelik is baie naby, toe sê ek dink jy moet lavatory toe gaan. Jy het nie mooi gedagtes nie. En ek wil dit vir jou vertel vandag, my broer en suster, ja, ek maak 'n grappie tussen en want ek raak ernstig. En wanneer ek ernstig raak, wil ek begin huil, want die emosies die binnekant my is van Koning Jesus, want hierdie salwing wat in my is, wil ek daar buite toe vat, want wie wat my broer en my suster, hou op, 'n regsteker van God te wees, hou op te backstab, hou op te vloek, hou op te skel, begin God te volg te dien, man. Jy sit met 'n skynheilige gesig in die kerk en jy dink ons is te dom om dit te weet. Want God openbaar alles. Ek kon gister net lag. Toe die een van my sê, "Jesus pastoor, jy staan hier voor en jy kyk in hierdie gesigte vas." Ek sê, "Jy's doodreg." Dis hoekom ek van 'n sing begrafnistyd en seer is en oorwinning is 2. Want jy verkies om dood te wees. Jy verkies om 'n salwingdraer van Koning Jesus te wees. En ek gaan weer vir jou sê, jou verskonings gaan jou eendag uit die hemel uithou. Jou verskonings gaan jou eendag die poorte van Koning Jesus kos. En weet jy wat? Dit kos jou salwing. Wat se salwing het ek? Wat ek vir jou, Ek wat hoof is van hierdie gemeente. Wat se salwing is in my, wat ek aan julle kan oordra? Julle gaan weet. Julle ken my. Julle moet vir my sê. Waar moet ek verbeter? Alles kan nie 100% wees, ek is nie perfek nie. Ek is nie heilig nie. As dit een heilige mens, sy naam is Jesus. Maar wat is jy bereid? Kom ons gaan aan. Hy sê in vers 21, en ek het aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, omdat geen leuen uit die wêreld is nie. Kom ons gaan gou na vers 26 toe. Hy sê, vers 26, hy sê, dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Hy sê, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar, dat geen leer nie, en soos julle dit geleer het, so moet julle in hom bly. Daar is salwing van jou wat jy ontvang het, bly in jou. Daarom vra ek vir jou, wat is jou salwing? Wat gaan leef jy daar buite toe uit? Wat dra jy oor? Dis dieselfde soos 'n mantel. As my mantel bevlek is, hoe kan ek my mantel oorgee aan iemand? As hy nie skoon is nie. Dis dieselfde met my salwing. Wat doen jy met jou salwing? As die woord van God in vers 4 sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Van wie het jy hom ontvang? Kom ons vra daai vraag.
Van wie het jy hom werklik ontvang? Is dit van die Heilige Gees? Of is dit van die mens? En weet wat? Ons leen hierdie ore uit vir asblikke. Want ons luister na enige klomp snerp onder die son. Enige klomp snerp onder die son. Ek vra nou eendag vir iemand, hulle vra my 'n vraag, ek vra vir die persoon, mag ek jou vra, is jy 'n volgeling van Jesus? Die persoon sê vir my, ja. Ek sê, het jy geweet daar's 'n gawe van onderskeiding? Hy sê vir my, ja. Ek sê, gebruik hom, mag jy die waarheid weet. So maklik soos dit. Soos maklik, so ek gaan dit vir jou vertel. As jy sê, jy is 'n salwingdraer, gebruik jou salwing. Gebruik die gawe van onderskeiding om te weet van goed en kwaad. Want jy gaan dit nodig hê. Want jou aanvalle gaan groter wees. Daarom sê ek dit vir jou, Bas, jy moet luister. Jy moet luister. En die vyand wil hê jy moet distrek wees. Die vyand wil hê jy moet hartseer wees. Die vyand wil hê jy moet opgee. Hy wil hê. Hy wil hê jy moet sê, maar dis nie die moeite werd om die Here te dien nie. Hy wil hê jy moet dit doen. Geloof my. Dis daar waar jy kan opstaan en sê, ek bestraf jou met die autoriteit van Koning Jesus wat hy my gegee het in die naam van Jesus Christus. Jy bestraf dit. Don't take it. It's not yours. That path is not your path. Walk with it. En hy sê verder. Hy sê, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Gees van onderskeiding. Van wie af kry jy hom? Van wie af kry jy hom? Julle wat gister woord ontvang het jy voor Jesus se voete gelê? Het jy vir hom gesê, Here, onderskei my, wat is myne en wat is nie myne nie? Hy sê, enigste wat dit vir jou kan oorbreek. Maar jy gaan opreg met wees teenoor hom. Jy gaan vas lê voor sy voete. En sê, Here, dit. Is jy gereed om te ontvang van Koning Jesus? Is jy gereed om te sê, Here, here I am to worship. Here I am to bow down. Want jy het nie nodig om het van my te leer of van enige te leer. Jy het nodig om te luister wat die Heilige Gees met jou praat. En ek gaan nou weer vir jou sê, die stem van die Heilige Gees, die stem van die Here en die stem van die wêreld klink presies dieselfde. Dis net dat klankverskil. Want ek gaan luister na die klankverskil, hy sagtheid waarmee hy praat. Hy kan streng wees, en hy is ferm. Gaan luister na dit, en as jy dit geluister het, sal hy vir jou openbaring gee. No man can do that for you. No man. I wish I could make for all of you a choice today. But I can't. You have to make the choice yourself. Jy moet self kies. Yes, I want, or I don't want. Because I want to be anointed by Jesus. En jy? Hy sê verder. Hy sê, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. Daar's nie 'n lieg in dit nie. Wie van ek en jy die leergees in ons? Wie van ek en jy die leergees in ons? Ek kan maar so lank begin bely. Want jy is besig om te steel. Ons gaan gou 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Eerste Samuel 16. Het jy hom al? You! Dan die Christine, nee, jy raak maar raai. Nou, ek is so bly, want nou dat
kan jy nou net Nelspruit toe gaan vir die volgende 2 weke, moet jy oorvat. Jy weet dat ek vir jou moet teach. Ek is so dankbaar, ek sukkel al 14 jaar met jou, maar te ryk. Nog 14 jaar sal nie sleg wees nie. Right, 1 Samuel 16 vers 13. 1 Samuel 16 vers 13. Skryf bietjie amen. Hy sê, Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. Hoor, kyk, hoor mooi. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid, sit jou naam daarin, vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Luister mooi wat gebeur. Met hierdie anointing wat jy kry. Hierdie salwing van koning Jesus. Luister mooi. Hy sê, en toe Samuel Dawid gesalf het, toe sê, en die gees van die Here, hy noem dit, hy het nie net gesê, en die gees het oor hom gekom nie, hy noem van wie af het hierdie gees gekom, hierdie gees het van die Here afgekom, dis die selfde gees wat van die Here afkom, is die selfde salwing wat oor my en jou kom, wat ons gelees het. So ons kan nie lieg nie, ons kan nie weghardloop nie, ons kan nie sê, maar ek het nie geweet nie, ons kan nie. I want to enter the gates of Jesus. Wie van julle wil saam wees? Amen. Mense, gaan ons moet werk aan. Ons gaan moet werk aan. Want Jesus, hy dit nooit met jou self. Hy het sy salwing oor jou uitgestort. Hy het iemand anders as sy salwing gebruik nie. Hy het sy salwing gevat. Hy het sy olie gevat. Niemand anders is dit. Is jy bereid vandag om dit te aanvaar? Is jy vandag bereid om terug te gaan na wat Dawid gesê het? Deurgrond my hart, o God, en ken my. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Is jy bereid om dit te doen? Want hierdie woord, hy's kort, hy's kragtig, maar hy wil sê, vertel vir jou, ek en jy is besig om op te neek. Ek en jy is besig om ons lewens weg te gooi. As ek en jy nie in lyn met God gaan kom, is ons ergens besig om van die pad af te gaan. Is ons ergens besig om 'n linksdraadjie te vat en 'n regdraadjie te vat, en ons het vergeet om reguit te hou op hierdie smal pad van koning Jesus. Ons het vergeet om vas te hou aan hom. Wat het jy? Wat jy moet aflei? Dan nie, jy steel van jouself, jy steel van jouself. Ek lieg. Jy steel van my, jy steel van daai, jy steel van almal, want dit wat jy moes gaan uitleef het, is nie die salwing van koning Jesus nie. Dis 'n leuen. So jy is besig om 'n leergees oor iemand anders uit te gaan neem. So jy is besig om te steel. So jy het nie net 'n leergees nie, maar jy het 'n steelgees ook in jou. Wat nog van die ongehoorsaamheid? Wat nog van die ongehoorsaamheid? Sê weer? Ja? Ongelukkig net so. Ek wil nog een teks gebruik. Luke 4 vers 18. Lukas 18 vers 4 vers 18. Lukas 4 vers 18. Amen. En die Christine is nog nie agter. Ouderdom.
Vers 18. Luister gou wat sê hy. Die Gees van die Here is op my. Hy sê, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. So wat moet ek en jy gaan doen? Ek en jy die evangelie gaan verkondig. Wat sê evangelie gaan jy verkondig? Kom ons terug, as 'n salwing draai. Want dit wat jy in jou dra, dit is wat jy gaan uitleef. Dit is wat jy gaan gee na buitekant. Dit is wat jy gaan gee na buitekant. Hy sê, hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees. Kan jy iemand gaan genees? Kan jy? As jy self stikkend is. As jy self stikkend is, kan jy? Asseblief maar. Dankie. Hy sê, die Gees van die Here, hy herken wie is op hom. Hy herken wat sy Gees. So het eerste, wat moet ek en jy doen? Ons moet herken wat sy Gees is in ons. En as jy klaar geherken het, moet jy herken dat hy jou gesalf het. Wie is die hy? Jesus self het jou gesalf. En dan sê hy verder, hy het my gesê, hoekom het hy jou gesalf? Om sy evangelie te gaan verkondig. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, alias Jesus Christus. Luister mooi, hy het 'n purpose vir jou. Daarom het hy sy Gees oor jou uitgestort. Daarom het jy sy salwing ontvang, niemand anders nie. He got a purpose for your life. Nie die dood nie. Hy het lewe oor jou uitgespreek. Want hy wil jou gebruik. En hy sê dit mooi vir jou in Lukas, hy sê, om die evangelie aan die armes te gaan bring. Nie aan die skatryk manne en die mense wat sê, ek is heilig, is hulle wat stikkend is. Maar wie wat? Ek en jy wil nie eens daar gaan werk nie. Ek sal nie water vat en wat moet ek kom. Ek en jy wil nie eens by die armes gaan werk nie. Weet jy hoekom? Mag ek jou sê? Omdat ons self arm is. Want ons is arm van gees. Ons is arm van gees. Want as jy ryk was in gees, was dit nie 'n probleem om na die arme toe te gaan. Want ons twyfel self. Ons twyfel self aan God. Ons twyfel self in daardie gedeelte, gaan hy vir my voorsien. Ons twyfel in dit. So ons maak ons verarm onsself in Jesus. So hoe gaan ek en jy dit verkondig nie aan die armes? Ek dink daar's 'n tyd waar ek en jy gaan moet kom wat ons besluit in ons lewens moet gemaak. Gaan ons 'n salwerdraer van koning Jesus wees? Is yes or no? Nie maybe nie. Because he said when you lukewarm, he spit you out. Dis reg of weg. Want jy sien as jy ryk aan gees is en ek gaan gee vir iemand anders. Wil ek vandag vir jou sê, verryk jy daai arme se siel. So ek dink aan my en Joey wat Woensdag gaan bid het by die hospitaal. Gister het ons die tyding gekry. Die man is oorlede so 10:00 gisteroggend. Maar wie wat, ons het daar ingestap, hulle het vir my gesê, jy het die doodsreek hier so, en dit stink so, en dit is al, ons het niks gehad. En ek het hulle gesê, wie wat, hier is nog lewe. En terwyl die lewe is, toe sê ek vir hom, ek sê, wat sê die naam nou? Sampie. Ek sê vir hom, Sampie, terwyl jy lewe het jy Jesus. En terwyl jy lewe het jy hoop. En terwyl jy hoop het jy tyd om reg te maak met koning Jesus. En hy kon reg maak met Jesus. Hy kon reg maak met Jesus. Maar het is tyd dat ek en jy onsself verryk in Christus. En sodra jy jouself verryk het, dan kan ek uitgaan en gaan uitdeel.
na by jou. Want dit waarmee ek verryk is nie Piet of Teddy nie, dit is Christus. En hy wat in my leef, dan kan ek met trots gaan sê, hy wat in my leef is groter as hy wat in die wêreld is. En ek sê nou vandag vir jou, en ek gee nie om wie, julle kan my aanvat soveel as wat julle wil. Baie van ons weet nie regtig wie leef in ons nie. Hoor wat ek julle sê. Ons is maklik met die mond om te sê, hy wat in my leef is groter as hy wat in die wêreld is. As ek daar uitgaan, want gesels ek 'n ander dientjie. As ek daar uitgaan, dan vloek en skel ek my vrou. As ek daar uitgaan, dan skel ek hierdie ene, of ek beskinder hierdie ene, of ek steek hierdie een met 'n dolk. Dis wat ons doen. So kom ons gaan terug. Na Psalm 139 toe. Wat Dawid gesê het, hy ken elke weg van jou. Hy ken jou sit, jou skiet, jou staan. Jy kan vir my soveel as wat jy wil lieg, soveel as wat jy wil. Jy kan doen net wat jy wil. It's your choice. But you can't lie to God. You can't. En dit is waar die verskil kom. En dis waar die verskil kom. Jy kan vir die mens lieg, maar jy kan nie vir God lieg nie. Na Psalm 139 skryf hy vir jou mooi. Hy sê, hy ken jou sit, hy ken jou staan, hy ken jou loop, hy ken jou voor, hy ken jou agter, hy ken alles. Alles. So vir wie lieg jy? Vir jouself. Jy bevark jouself. En weet wat? Jy steel van jou en van ander. Want God het weer, dank u wel. Want God het 'n doel met jou lewe. Jesus het jou by doel. Daarom het hy jou gesalf om sy ware evangelie te verkondig. Ken jy die ware evangelie van Christus? As jy dit ken, dan sal jy nie omgee om te sê, deurgrond my o God en ken my hart. Vers 23. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Amen. En amen. Die Boeta my suster. Die Here is in die laaste tyd baie ernstig. Nog meer as ooit. En daar was nie 'n tyd wat hy nie ernstig was. Maar dit raak net ernstiger by die dag. Dis tyd dat ek en jy moet besluit. Waar wil ons wees? Dis tyd dat ek en jy werklike keuse moet maak. Om te erken wie se salwing is in ons lewens. Jy sien, is of die vyand se of is Jesus. Maar as die woord van God sê, hy het dit self vir jou gegee, dan kan dit nie die vyand se wees nie. Tensy hy dit verwerp het. Want onthou, as ons gaan kyk na Romeine 8, van vers 31 af, van sê vir jou, niks kan jou skei van die liefde van God af, en hy noem al die dinge op. Behalwe een mens. En dis jy jouself. So what are you doing with your anointing that God gave you? Wat is jou salwing wat jy gaan uitleef by dit? Wat is jou salwing wat jy wil gaan oordra? Verander, as Jesus gesê, hy het jouself gesalf, oor wille, met die rede, om sy evangelie te gaan verkondig in die armes. Hoeveel van ek en jy die armmans gees in ons? Waarheid. Ons dink jy aan sulke goed, maar is waarheid. Ek wil oorgee, Suster Nanet, dat vir ons die nagmaal gaan doen. Ek wil haar nog so 'n bietjie misbruik, voordat ek dit nie meer kan doen nie.
dit bereik my nie, ek het gekom met 'n groot hart en ek staan graag. Vanoggend sê sy vir my in die bidkamer, jy moet maar lekker wees, ek is gerelease van julle. Hy lekker windie attitude, wat se salwing het sê wat sy op my wil afgooi met bidkamer? En 3:30 in die oggend of 4:00 in die oggend. Nou dit uitgekom, Liefde pastoor, dis die vorm van my liefde. Shepherd, Kom saam of bly agter. prys die Here. Ek gee vir oor om vir ons bid. Dankie Jesus. Nou op grond van die hart wat ons onsself moet deursoek. Die enigste manier hoe jy dit kan doen, is wanneer ons die nagmaal moet gebruik. Ons kan nie by die tafel kom as ons harte nie reg is nie. As ons kyk waar die Vader sy seun vir ons gestuur het, of ons is sterf, vir een doel, om ons ewige lewe te hê. Die enigste manier om daai ewige lewe te kan hê, is om rein voor die Here te staan. Ons almal het skuld, ons almal het sonde. Wat jy dink is klein, wat is groot, voor die oë van die Here is sonde, sonde. Daar is nie 'n maatband met sonde nie. Al dink jy gee 'n klein wit leen, vir God is dit 'n groot ding, jy sal nie deur daai hekke gaan nie. So ek wil julle 'n geleentheid gee, soek jou hart, want hierdie is 'n ernstige saak. As jy nagmaal gebruik en jy weet jy het skuld, bring jy oordeel oor jouself. En vervloek sal jy wees, en inteendeel, die vyand kan doen wat hy wil met jou. So ek vir julle geleentheid gee, gaan nie vir julle tyd gee nie. Raak stil voor die Here en sê, Here, ek skuld. Ons kan inteendeel Facebook, good night. Sien julle vanavond.